'n probleem te wees en 'n probleem te hê. En sodra jy met jou probleem begin identifiseer, word jy daai probleem. Ek is 'n kind van God. Ek is die tempel van die Heilige Gees. Ek is versoen met die Here. Ek is een van sy ware aanbidders. Ek is sy bruid. Maar ek sit nog steeds met 'n probleem dat ek soms sondig. Maar ek is nie 'n sondaar wat net gered is nie. My identiteit het verander. En is so noodsaaklik dat 'n mens nie met jou identiteit identifiseer nie. Ek het so 'n ruk gelede 'n jong man gehad, hy was in matriek. Hy sê vir my, ek dink ek is homoseksueel. Ek sê vir hom, is jy 'n kind van die Here? Ja. Sê, dien jy die Here? Ja, regtig, ek dien die Here, maar ek is homoseksueel. Ek sê, jy sê nooit weer daardie woorde nie. As kind van God, is jy kind van God en jy het 'n seksuele probleem. Maar jy is dit nie. En sodra jy daardie afstand kan kry, hier is ek, daar's my probleem, dan kan God jou instrumenteel gebruik om jou probleem te hanteer saam met hom en om te oorwin. Maar solank jy met jou probleem identifiseer, kan jy nie die een wees wat God kan gebruik om jou gesond te maak nie. Die pasiënt kan nie die dokter wees nie. Daar moet afstand kom. En hierdie eerste 2 verse is vir my so besonders, dat die Here eintlik vir ons sê, vat jou identiteit. Dat hy vir Johannes sê, weet jy wat, as ek aan my kinders dink, as ek aan die kerk dink, dan dink ek 'n tempel. Ek dink versoendes. Ek dink aan mense wat naby my is, my aanbidders. En baie persoonlik, dis my bruid. Ontsettend kosbaar. So dit is 2 verse wat nie net vir jou inligting deurgee nie, maar is 2 verse wat ook met jou moet praat en vir jou sê, hoe kyk God na jou? En hoe God na jou kyk, dit is die waarheid, as jy ooit die waarheid wil ken. En dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan oor die waarheid wat jy omhels. Emosies fluktueer. Jy kan nie voel dat jy dit is nie, maar die waarheid is, jy is dit. En hoe meer jy daar volgens leef, hoe meer word jy dit. So hoor die boodskap van vers 1 en 2. En dan van vers 1 of 2 gaan ons van identiteit, né? Vers 1 en 2 gaan oor identiteit, sonder af, kosbaar vir my. Die heiden is nie kosbaar nie. Onderskeid, lig en duisternis word nie vermeng nie. Jy onthou, hier het ek laas vir jou geskryf, diversiteit wat omhels word. Kan ek dit ook net vinnig vir jou sê. Ek luister vandag nuus. In Californië, Amerika, het hulle nou besluit en goedgekeur dat die moslems se vakansiedae amptelik ook op die vakansiedagkalender sal wees van daai staat van Californië en dit amptelike vakansiedag vir almal sal word. Die moslems is 1% van daai samelewing. Die Jode is meer. En jy gee jou eie identiteit prys om 1% te akkommodeer terwille van hulle stemme, dink ek. En jy is besig om lig en duisternis te vermeng. Ne? Kry jou identiteit reg. Verstaan wie jy is. En moenie net omhels nie. Die Here sê, jy meet hulle nie. Dis nie my kinders nie. En uiteindelik, met die oordeelsdag, sal hy volkome verskil kom. God gaan nie die diversiteit omhels nie.
daar gaan wees bokke en skape, daar gaan in Christus en buite Christus wees 'n finale skeiding. Moenie toelaat dat hierdie polities korrekte gesindheid en die gesindheid van die wêreld jou deel word nie. Ons is anders. Sien jou identiteit raak. Vers 3. Vers 3 gaan van die identiteit van sy kerk oor na die opdrag van die kerk in die laaste dae. Luister vers 3, dit is daar by jou aantekeninge. Ek sal aan my 2 getuies opdrag gee, jy hoor, van die identiteit gaan dit nou na opdrag toe. En hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae lank verkondig. So met ander woorde, wat die Here hierso sê, is dat in hierdie tyd wat volg, 1260 dae, gaan dit gebeur dat die evangelie getrou verkondig sal word. En ek het vir jou laas keer gesê, jy kry heeltyd hierdie sinspeling in die boek Openbaring van 42 maande, 3,5 jaar, 1260 dae, alles presies dieselfde tyd. En onthou julle, ons het gesê, dit is simbole vir 'n tyd van swaar kry. Kyk weer na die verse wat ek jou gegee het. Hoe dat hierdie dinge weer en weer in die Bybel voorkom. Dit is dieselfde tyd, 42 maande is 3,5 jaar en 3,5 jaar is 1260 dae. Maar dit word soms verskillend gebruik. En as dit gaan oor die verkondiging van die evangelie, word doelbewus hierdie tyd in dae uitgedruk. Met ander woorde, dit sê 2 dinge. Dit sê in die eerste instansie, die periode van die kerk, van sy stigting tot met Christus, gaan 'n periode wees waar die kerk altyd vervolg gaan word. Julle sal in hierdie wêreld verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Die kerk was nog altyd vervolg. Na sy eerste stigting was dit intens geweest. Toe dit weer verlig geraak, 300 jaar na Christus, toe dit staatsgodsdienst word. Maar weer het dit gekom, en weer het dit gekom, en weer het dit gekom, en ons is besig om in 'n periode in te gaan, waar die kerk vervolg word, soos nog nooit in die verlede nie. Ons is in Suid-Afrika, gaan dit met ons goed, maar ons het geen waarborge nie. Maar dit spreek van vervolging, van swaar kry, en die intensiteit verander. So dis die eerste ding waarvan dit praat. Ek het my 2 getuies opdrag gegee, en hulle sal die evangelie verkondig in hierdie tyd van swaar kry en vervolging. Maar daar's 'n rede ook waarom hy dit in dae uitdruk, en ek dink die rede is om vir ons te sê, ek het vir Petrus gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doderyk en die bose sal dit nie oorweldig nie. My woord sal dag vir dag en hierdie volle tydperk verkondig word. Maak nie saak wat gebeur nie, maar dag vir dag sal die woord van God op hierdie aarde verkondig word, tot God besluit die einde breek aan. So, dit is die boodskap van dit alles. En kom ek sê vir jou, God duld net op hierdie stadium die ongelowige. En weet jy, kom duld hy die ongelowige? Hy duld hom omdat van hulle dalk nog tot bekering kan kom. Maar dis nie sy geliefdes nie. Luister baie goed. En hoor die 2 verse. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe gehad kan hê. So lief het God die wêreld gehad. Luister saam met hierdie vers. Jakobus 4 vers 4. Vriendskap met die wêreld is vyandskap met God.
Hoe gaan jy hierdie twee verse met mekaar versoen? So lief het God die wêreld gehad, vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. Daar is iets soos reddende liefde en daar is iets soos vriendskapsliefde. Om vriend van God te wees is iets geweldigs. Abraham was vriend van God, onthou julle? Moses was vriend van God. Hy sê hy noem hom my vriend, want ek praat met hom nie soos met Israel nie, maar van aangesig tot aangesig. Vriendskap spreek van baie noue intimiteit tussen mens en God. En is dit nie verbasend as jy gaan na Johannes 15 vers 50, hier teen die einde van die Here se lewe, net voor hy gekruisig word, sê hy vir sy disippels, hy sê ek noem julle nie meer my diensknegte nie. Ek noem julle my vriende. Kan jy dink wat dit aan hulle gedoen het? Is ons gelyk aan Abraham, Here? Is ons gelyk aan Moses dat u ons u vriend noem? Hy sê, en weet jy, hoekom noem ek julle my vriende? Omdat ek alles wat ek van die Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Gaan lees Johannes 15 vers 50. Dis omtrent woordeliks wat daar staan. En daardeur wil die Here sê, jy wat my tempel is, jy wat my altaar is, jy wat die ware aanbidder is, jy wat my bruid is, jy is my vriend. Want in Christus het ek alles vertel vir jou. Ek het my hart teenoor jou uitgepraat, ek het my hart aan jou ontbloot. En gelowiges is vriende van God en vriende van mekaar. En ons het mekaar lief as gelowiges vanaand met 'n vriendskapsliefde. Want ons gees is dieselfde en ons is vriende van God. Maar dis nie hoe ons die wêreld lief het nie. Want vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. Die wêreld het ons lief soos wat God die wêreld lief het, sodat hulle gered kan word. Jy het nie vriende in die wêreld nie. Die wêreld is die objek van jou reddende liefde. Jou medegelowiges is die objek van jou vriendskapsliefde. Ons moet lief hê soos God lief het. En dis wat in hierdie gedeelte gebeur, né? Dis wat in hierdie gedeelte gebeur met dit alles. God duld net die wêreld omdat hy 'n reddende liefde vir hulle het. Maar vir ons, sy kinders, het God vriendskapsliefde. En dit spreek van nabyheid en geestelike intimiteit. En daardie onderskeid moet jy handhaaf. Daar word te veel van die kansel afgekondig, ons moet vriende maak met die wêreld. Nee. Hy sê vir Johannes, stoot hulle uit. Hulle is nie deel van daai groep nie. Sien die onderskeid, handhaaf die onderskeid. Maar hê die wêreld lief met, ek het 'n begeerte en ek sal myself vir jou gee dat jy gered moet word. Maar as jy gered is jy my broer en suster, meer as dit, jy is my vriend, soos Abraham die vriend van God is. Kry die Bybelse begrippe duidelik en sien waaroor dit gaan. Kry jou identiteit, sien wie die identiteit van die wêreld is en laat jou liefde ook daarbey aanpas. So God duld net die ongelowiges. Verder sê hierdie vers vir ons, die evangelie word getrou verkondig. Met ander woorde, God beskerm sy kerk. Want hierdie 1260 dae, 3,5 jaar, 42 dae, staan oor die hele tydperk van die kerk. Dit
is simbolies vir die hele tydperk van die kerk, van sy geboorte tot met die koms van Jesus Christus. Dis hoe dit gebruik word. Ons gaan nog 'n paar keer kyk hoe hierdie goed gebruik word. Maar hoor wat ek sê, net dit, aan die ander woorde, al die tyd gaan die evangelie getrou verkondig word, die boodskap van die evangelie. Die tempelterrein en die voorhof van die heidene, sy tempel, sy altaar, sy binnehof, die heilige stad, word met ander woorde alles deel van simbole wat vir jou wys hoe lyk ons wêreld. En hoor mooi, as God na hierdie wêreld kyk, is daar net 'n tweeledige verdeling. Daar is nie verskillende rasse nie, daar is nie regtig verskillende geslagte nie, en ek sê nie daai goed is onbelangrik nie, maar in God se oë gaan dit daarom, en die oordeelsgedag gaan ook daarom. Is nie watter geslag jy is of wat jou velkleur is nie, is jy in Christus of is jy buite Christus. Dis die finale skeiding wat gemaak gaan word. En dit is waaroor dit eintlik gaan. En daarom hierdie verse gaan eintlik oor 'n wêreldperspektief van God se kant af. Dis gelowiges en dis ongelowiges. In Christus of buite Christus. Dis die ware verdeling tussen mens en mens. Van God se kant af gesien. Vers 4. Vers 4 kry jy nou 'n duideliker prentjie van, nou maar wie is hierdie twee getuies? Hy sê hulle is die twee olyfbome en ook die twee lampe wat voor die God van die aarde staan. Nou, jy hoor dat hulle nader beskryf word. Hulle is twee boetepredikers, wat nou nader beskryf word. Hulle is die twee olyfbome en die twee lampe. As 'n mens regtig die Bybel wil verstaan, moenie met jou eie idees kom nie. Gaan kyk in die Bybel, is daar nie dalk 'n ander plek waaroor presies dieselfde goed geskryf word nie? Was dit vreemd vir Johannes? Toe die Here vir hom sê, hierdie twee getuies is twee olyfbome en dit is twee lampe. Was dit vreemd vir Johannes om dit te hoor? En dit was nie vreemd vir Johannes nie. Dit was bekend vir Johannes. Dis vreemd vir ons, maar dit was bekend vir Johannes. Want Johannes het sy Ou Testament geken. En ek vat jou daar, jy sal sien in jou aantekeninge, na Sagaria 4, vers 2 en ook vers 14, waar gesê word, en daar word 'n hele storie eintlik vir jou vertel, en die hele storie gaan eintlik oor Zerubbabel, Sagaria wat dit nou eintlik geprofeteer het, dat Zerubbabel die koning en Jesua, die hoëpriester, word deur die profeet Sagaria opgeroep nadat hulle nou in ballingskap is en party al begin terugkeer het. Sagaria het in die jare 520 en tot 518 na Christus geleef. Met ander woorde, dit was dieselfde tyd toe koning Darius nog koning oor Perse was. Onthou julle vir koning Darius? Onthou julle die leeukuil en Daniël? Wie het vir Daniël in die leeukuil gegooi? Darius. Dis in daardie tyd wat sommige van die Jode wat nog agtergebly het in Jerusalem, deur die profeet Sagaria aangespreek word in die naam van die Here, begin die tempel herbou. Want weet jy, die tempel was vroeër al begin herbou, maar hulle het net die fondasies gelê en hulle het te veel weerstand gekry en toe het hulle dit gelos en hulle het hulle eie huise begin bou. Dis nou 16 jaar later lê die fondasies nog daar. En nou praat Sagaria en hy sê vir die koning wat daar was, wat eintlik maar net 'n vassalkoning was van Persië, Zerubbabel, en vir Jesua, die hoëpriester, God sê, julle moet die tempel weer herbou. En om dit te doen, sê hy vir hulle, julle is twee gesalfdes. En die rede hoekom julle die tempel moet herbou, is dat my volk moet weer herstel. Want die koning wat gaan kom,
na Darius gaan hulle terugstuur. En dan moet die tempel daar wees. Ek wil weer my volk herstel. En hy noem hulle hierdie Zerubbabel, die koning, en Jesua noem hy 2 olyfbome en 2 lampe. Die 2 getuies van God in hierdie tyd van benoudheid wat weer herstel in Israel moet bring. En wat nou hier gebeur in die boek Openbaring is dat hierdie 2 getuies moet uitgaan, net soos in die tyd van Sagaria, waar hy vir Zerubbabel en Jesua sê, gaan bou die fisiese tempel, moet hierdie 2 getuies uitgaan, en hulle moet die geestelike tempel herbou. Jy hoor, jy sien die parallel? Maar daai tempel is met fisiese materiaal gebou, maar my 2 getuies sal uitgaan, en hulle sal deur die woord van God die tempel van God herbou. Hulle moet die kerk herbou. En onmiddellik het Johannes dit gesnap, want hy het daai geskiedenis geken. En onmiddellik snap ek en jy dit ook, want nou ken ons ook die geskiedenis. Is dit nie so nie? En jy verstaan wat hierdie teks eintlik vir jou wil sê. En hulle en olyfbome praat van olie, is dit nie? En lampe spreek van lig. Met ander woorde, salwing en lig. Dis wat jy moet bring. Salwing spreek van die teenwoordigheid van God. God is met julle, ek salf julle. En lig is, julle is daar om die duisternis te gaan verdryf. So, dit is die tyd wat dit eintlik plaasvind. En ek het vir jou daar aangehaal, Sagaria 4 vers 14 in die aantekening, die tekening waar hy sê, die 2 gesalftes wat in diens staan van aan hom, wie die hele aarde behoort. Hoor daai sinsnede, aan wie die hele aarde behoort. Gaan nou weer vers na vers 4, van wat ek vir julle gee. Hulle is die 2 olyfbome met 2 lampe wat voor die God van die aarde staan. Sien jy die ooreenkoms wat hier aangaan? Dat hy vir jou sê, julle staan nie voor 'n mens nie. Julle staan nie voor aardse konings nie. Julle staan voor God, aan wie die aarde behoort. En hierdie opdrag kom nie van 'n mens nie. Dit kom van God. En die 2 getuies sal voor God rekenskap gee, nie voor 'n aardse koning nie. So julle is 2 olyfbome, julle is 2 lampe wat staan voor die God van die aarde. Nou Zerubbabel, die koning, was die kleinseun van Jojagin. En Jojagin was die koning gewees toe Israel deur Nebukadneser weggevoer is in ballingskap. En nou is Jojagin se kleinseun terug in Jerusalem, saam met die hoëpriester Zerubbabel, en die profeet Sagaria sê, jy wat die koning is en jy wat die hoëpriester is, God roep julle uit om hierdie fondamente wat nou al vir 16 jaar hier lê, iets daaromtrent daarom te gaan doen en hierdie tempel te gaan herbou. En nou kom die nuwe kerk tot stand en God sê vir 2 getuies, hoor, julle is nou die olyfbome en die 2 lampe en nou moet julle die tempel van God herbou. Is dit nie 'n pragtige vergelyking wat getrek word nie, né? Weereens hier in vers 4 en vertel waarom dit gaan. So dit getuig van olie, dit getuig van lampe wat jy moet in hierdie donker, sondige wêreld weer dinge herstel. So dit is die boodskap, die lig moet julle inspireer om weer te doen in die geestelike tempel vir ons te herbou. En dan word verder gesê, en ek wil dit net weer herhaal, dat hy sê vir hulle, julle staan
voor die God van die aarde, net soos in Sagaria, die almagtige God. Met ander woorde, wat julle doen, doen julle onder die gesag van God. En daarom moet daarmee saamgelees word ook wat uit Sagaria, wat 1 Korintiërs 2 vers 4 tot 5 sê, ag nee, wag bietjie, dat ek dit sien, vers 6 van Sagaria 4 vers 6, wat hy vir daai twee sê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige. God sal met julle wees. En hoor nou, wat sê Paulus in die verband? Nou, hoe lyk daai twee getuies wat voor die God van die aarde staan? Hoe moet hulle getuienis lyk? Paulus sê, kom ek vertel jou hoe my getuienis lyk. En hoor of dit daarbey aansluit. Nie deur gees of geweld nie, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Maar hoor wat skryf Paulus, 1 Korintiërs 2 vers 4 tot 5 vir die Korintiërs. My rede en my prediking was nie in oortuigende woorde van menslike wysheid nie, maar in 'n betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Met ander woorde, as jy olie wil wees en lamp wil wees, nie in 'n betoning van menslike krag en wyse woorde en filosofie nie, maar in betoning van gees en krag. So, die gees van God en die gees van die mens moet ontmoet. En dan kan jy eers werklike getuie vir Jesus Christus wees. So, hierdie twee getuies wat opgeroep word, is nie mense wat ander in hulle gehoor streel nie. En dis wat die Bybel sê en waarsku daarin in 2 Timoteus 4 vers 3. Ook is dit nie mense wat polities korrek optree nie. Dis nie hierdie storie nie. Ek doen wat God vir my sê om te doen en ek praat onverskrokke die waarheid en al sou dit vervolging veroorsaak, die konsekwensies is in God se hande. Die konsekwensies bepaal nie my gedrag nie. En die aanvaarding van die mense bepaal ook nie my gedrag nie. Ek staan voor die God van die aarde. En wanneer ek praat ek onder sy gesag en ek gee verantwoordelikheid aan hom. En as ek die aand gaan slaap, moet ek met my gewete by God verbykom, nie by mense nie. Oor hoe ek geleef het en hoe ek gepraat het en hoe ek opgetree het. God is die een onder wie se gesag ek staan. So daar's 'n onverskrokkenheid om die waarheid van die lig te verkondig. Hulle staan in eerste instansie onder God en nie onder mense nie. Die boodskap is baie duidelik. Julle is twee olyfbome, julle is lig en julle staan voor die God van die aarde. Dis julle gesag. En dis die een wat jou gaan lei. En dan kom vers 5. En hoor net die besondere woorde wat hier kom. As iemand van hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit die hemel, kom daar vuur uit hulle monde uit, en hulle verteer hulle vyande. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad wil aandoen. Nou, jy hoor onmiddellik 1:2:6:0 daar, wat spreek van moeilike tye. Jy hoor in hierdie vers indirek iemand wat hulle wil kwaad aandoen. Met ander woorde, hulle gaan weerstand kry. Mense gaan die evangelie boodskap kwaad wil aandoen. Maar sê hy, as julle regtig optree in gees en in waarheid, is julle woorde soos vuur wat uit julle mond uitgaan en sal julle vyande verteer. So, die geweld van iemand, van hulle woorde. En as iemand hulle boodskap geweld wil aandoen, hulle sal doodgemaak word.
Nou, daar's nog altyd weerstand teen die evangelie boodskap, dis nie iets niets nie. Maar as hy sê, hulle woorde sal soos vuur wees, vuur gaan nie net daarom dat hy hulle sal oortuig van hulle sonde en van hulle ongeregtigheid nie. Vuur is altyd die simbool van die Heilige Gees, reg deur die Ou Testament, ook in die Nuwe Testament. Die dag toe die Heilige Gees uitgestort is, wat het gebeur? Vuurtonge. Wat het Johannes gesê? Hy sê, julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sinonieme. Vuur van God. En as hy sê, hulle woorde sal wees soos vuur, dan wil eintlik daardeur sê, hulle woorde sal gedryf word deur die Gees van God. En die Gees van God oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En hierdie selfde Gees van God is ook meer as dit. Dis soos 'n vuur wat heilig en reinig. Hy oortuig jou nie net van sonde nie, hy reinig jou ook. Hy heilig jou in die sin dat dit wat sondig is, word uit jou lewe uit, as dit ware weggebrand. En jy word weer skoon vir hom. En dis so 'n boodskap sal wees. En hierdie hele boodskap van die heiligheid en die oordeel van God is 'n redelike algemene boodskap in die Bybel vir die woord van God wat gedryf word deur die Gees van God. Ek het vir jou 'n paar voorbeelde gevat. 2 Konings 1 vers 10 tot 12 vertel hoe dat Elia met die Baalpriesters daar op die berg Karmel 'n konflik is en hoe vuur uit die hemel die soldaat, ekskuus, ek is heeltemal hier van die prentjie af, ek moet so 'n bietjie meer dink. 2 Konings 1 vers 10 tot 12, Ahasia vra en beveel Elia om hom te kom. En dan sê Elia, jy kan my nie beveel om te kom nie. En dan daal daar vuur uit die hemel neer en verteer hierdie manne. Tweede keer gebeur het, weer word almal verteer. Derde ou wat kom sê, asseblief, wag so 'n bietjie, voor dit nou weer gebeur, né? Maar daai vuur van die hemel is 'n verterende vuur. Jeremia 5 vers 14, hoor wat praat die Here oor sy woorde. Hy sê, die Here, die almagtige God, het vir my gesê, omdat hulle dit gesê het, maak ek my woorde in jou mond 'n vuur, en hierdie volk hout, sodat die vuur hulle verteer. So wat Johannes hier op die eiland Patmos ontvang, is nie vir hom vreemd nie. Hy ken hierdie taal. Hy weet waarvan hy praat. Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewendig en kragtig. Dit is skerper as enige swaard. Wat doen jy met 'n swaard? Jy beklei. Jy maak dood. Swaard met 2 snykante en dring selfs deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dis die teenoorgestelde, dit beoordeel die bedoeling en die gedagtes van die hart. En dan Openbaring 12 vers 11. Hulle het hom oorwin, dis die anti-kris, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarmee hulle getuig het. Het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle mond. Dis wat die ou vertaling sê, wat 'n letterlike vertaling is, né? Die geweldige krag van God se woord, wat hier geaksensieer word. En weet jy, ek het 'n ding oorgeslaan, ek is seker daarvan, want die vraag is natuurlik, hoekom 2 getuies? Waar kom die 2 getuies vandaan? Was dit nou vroeër gewees? Ai. Is dit? Dat ek dit net kry. Want ek dink altyd in my kop terwyl ek praat, iets het ek oorgeslaan. Maar my bladsy 7 en julle bladsy 7 is nie self. Nou goed, dat ons net dit moet ek sê, né? En dit lyk my hy het nou vir my gesê ek is jonk, ek word oud. Ek word nie oud nie, maar nou bewys ek om die teendeel. Dis eintlik al wat ek besig om te doen. OK.
Hoekom word dit 2 getuies genoem? Dat ons net weer teruggaan, dit is bladsy 7, né? Ons moet net teruggaan daarna, want anders gaan julle nou heeltyd vir my sê, eerlikheid, jy praat en jy sê nie wie die 2 getuies werklik is nie, hoekom 2 getuies, né? En ek moet dit net vir jou sê, want ons gaan later weer terugkom na hulle identiteit, maar waarom praat hy van 2 getuies? Ook dit was nie vreemd nie, dit was bekend in die Bybel. Dit was gebruiklik, dat as die evangelie verkondig word, moet dit 2-2 gedoen word. Kyk na Markus 6, vers 7. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Is nie vreemd nie. Kyk na Lukas 10, vers 1. Daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2-2 voor hom uitgestuur. Weer 2-2. En dan gebeur dit dat Paulus sê hy het 'n roeping om die evangelie aan die heidene te bring. En hy en Barnabas werk in die gemeente van Antiochië. En wat doen daardie gemeente? Hulle sonder vir Paulus en Barnabas af en sê, julle 2 moet gaan, nie Paulus alleen nie. Hoor wat sê die Bybel daar, Handelinge 13 vers 2. Lees ons die kerk, 2 mense, Paulus en Barnabas, afsonder en uitstuur. Jy sal as jy dit nou lees, dit was in die gemeente van Antiochië. So, die 2 getuies was nie vreemd nie. Die olyfbome is nie vreemd nie, die lig is nie vreemd nie. Al die goeders is reeds in die Bybel. En as jy dit nou lees, dan kom jy agter, maar alles wat hier gesê word eintlik gerugsteen deur wat reeds gesê is. Maar nou word dit net op 'n simboliese manier gesê, hier is die kerk van die Here. 2 getuies gaan uit, en daai 2 getuies word wat? Die simbole van elke liewe gelowige wat die evangelie verkondig. In die besonder die predikante. En hierdie predikante moet begryp, en jy en ek ook, ons staan voor die God van die aarde. En doen wat hy vir jou sê om te doen. Jy's 'n olyfboom. Jy's 'n lig. Vertrou God. Praat onverskrokke. En wanneer jy die woord van God praat, sal God jou seën, dat jou woorde sal wees soos vuur wat jou vyande verteer. Hoekom soos vuur? Omdat jy die salwing van die Here het, en jy die lig is, en duisternis kan nie voor lig standhou nie. En die salwing maak dat die Heilige Gees deur jou werk, en die Heilige Gees oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel, maar die Heilige Gees is ook so 'n vuur wat reinig. En daai vuur wat reinig, bekend. Jy sien dit in die lewe van Elia, sien dit in die lewe van Jeremia, jy hoor dit in Hebreërs, né? Die krag van die woord van God, en dan ook in Openbaring, die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, het hulle die mag van die bose oorwin. As die kerk ophou praat, is dit verby. En sy stem stil word. Dan moet jy weet, as vervolging so erg word, dat die kerk nie meer kan praat nie, dan gaan jy die wederkoms van die Here sien. So die Here se boodskap is 'n boodskap wat sê, dis my woord. En is dit nie interessant, as jy na Johannes 1 vers 1 gaan, hoeveel keer gaan ek nog hierdie ding laat val? Is dit nou herinnering, ek moet nou klaar kry. Maar Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord is God. Nee, hy's by God. En hierdie woord is Christus. Met ander woorde, wat eintlik gesê word, is as jy regtig die woord van God begin praat, begin verkondig, dan is dit soos die vuur van die Heilige Gees, maar die Heilige Gees het gekom om Christus te verheerlik. En daai woord
word 'n krag van die een wat gesê het, alle mag is aan my gegee, nie net in die hemel nie, maar ook op die aarde. En iets van die verheerlikte Christus word geopenbaar. Daarom is die woord van God so 'n geweldige krag. So die vers wys verder ook daarop, dat God hom so vereenselwig met die twee getuies, dat as iemand hulle wil kwaad aan doen, sal hulle gedood word. Met ander woorde, en hiermee sluit ek af voor ons by vers 6 kom. Hoor wat ek daar vir jou geskryf het. Die vyande van die getuienis van die kerk is ook vyande van God en sal die ewige dood ingaan. Soos vers 13 van vers 13 af illustreer word. Ons sal dit nog daarby kom. Dis daarom 'n ernstige waarskuwing teen elkeen wat die evangelie boodskap verdraai, verneder en geweld aandoen. God vereenselwig hom met sy woord. En as jy dit waag om dit te gaan verdraai, geweld aan te doen, sal jy gedood word, sê die Here. En die dood spreek eintlik van die oordeelsdag, die ewige dood. So, die woord van God is kosbaar. En hoe roekeloos gaan mense met die Bybel om ook? Hoe roekeloos word die naam van die Here uitlik gebruik? Word gespot met wat die Christene sê. Die Here sê, hulle sal gedood word. Jy is op heilige grond. Dit is geweldige woorde wat in hierdie eerste 5 verse van Openbaring 19 na ons toe kom. Openbaring 11 na ons toe kom. Nou, dit is geweldige woorde eintlik. En dit is goed dat jy baie deeglik kennis daarvan neem. So ons gaan volgende keer van vers 6 verder en sien hoe die hele ding ontplooi en ontplooi en ontplooi tot die uitbreek van die koninkryk van God met geweld. Pragtige hoofstuk. En kom en luister, dat ons dit klaarmaak. Die woord van God is so fantasties en wonderlik in 'n mens se lewe. Nou goed, ons gaan nagmaal gebruik. Die nagmaal is ook heilige grond wat ons betree. En ek noem dit heilig, omdat die Bybel dit heilig noem in die sin, dat as 'n mens onwaardig aan hierdie tafel deel het, is sommige van julle siek. En sommige het al gesterf as gevolg daarvan. Is harde woorde, is dit nie? Ons betree heilige grond. Hoekom heilige grond? Omdat dit spreek van die grootste gebeurtenis in wêreldgeskiedenis ooit. Die verskrikking van die wêreld het die duisternis liewer gehad as die lig. En die Seun van God na 'n kruis gestuur. Verskriklik wat hiervan praat. Die ontsetting van die sonde en die kwaad. En tog ook, ek het vir jou gesterf, sodat jy gered kan word. Dit spreek van die verskriklike groot, reddende liefde van God in Christus. Dit is geweldig. Maar hierdie nagmaal spreek nie net daarvan nie, dit spreek ook van ons verhouding met hom. Ons verhouding met hom kom tot stand deur die feit dat hy vir ons gesterf het en opgestaan het. Want dit is met daai gebeure wat die voorhangsel geskeur het. Dit is met daai gebeure wat die allerheiligdom ingevloei het in die aardse in en versoening gekom het. Sodat die nagmaal spreek in eerste instansie van wat God vir ons gedoen het. En die verskrikking van die sonde, maar ook die geweld van sy reddende liefde. Maar dit spreek ook
van ons neem dit saam. En jy kry die 2 pale van die kruis. Die vertikale paal wat wys God. Het gaan oor God. Maar jy kry ook die horisontale balk van die kruis wat sê, dit gaan oor ons ook. Ons gebruik saam die nagmaal, omdat ons saam vriende van God is. En ons aan mekaar behoort. En die feit dat ek saam met jou nagmaal gebruik, sê ek vir jou, jy is my vriend, jy is my broer, jy is my suster. Dis 'n openlike belydenis van Christene wat sê, ons is deur dieselfde Gees deurdronge en ons behoort aan mekaar. En wanneer hierdie eenheid met mekaar en hierdie eenheid met God begin realiseer en dit deur die werk van die Heilige Gees vir jou groot werklikheid word, dan word hierdie gebed ook gebid. Laat die wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Want hierdie eenheid met God en hierdie eenheid met mekaar is presies wat in die hemel sy klimaks sal bereik. En nou bid ons en ons sê, en die Here leer dit vir ons, laat die wil hier geskied soos op die aarde. En dit word nou gedemonstreer. In die hemel is daar nie siekte nie. Daar is nie armoede nie. Daar is nie stryd nie. En daarom hierdie nagmaal bring ook genesing. Laat die wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Wat's God se wil in die hemel? Dat niemand siek sal wees nie. Dat niemand sal sukkel nie. Dat daar harmonie en vrede sal wees, so ook op die aarde. En iets daarvan moet ook nou reflekteer. Wanneer ons die nagmaal gebruik, bely ons verbintenis aan God, maar ook aan mekaar, ons het mekaar lief. En iets van die hemel kom neer, waar geen siekte, geen armoede, geen gesukkel, geen stryd is nie. Here, as ek die nagmaal gebruik, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons demonstreer dit fisies, maar ons glo dit ook in ons harte vir ons eie gesondheid, vir ons eie lewe, vir wat ons is. Is dit reg so? Die gebruik is in die gemeente dat ons stap na vore en ons kry vir ons elkeen 'n broodjie en ons kry ook vir ons die druiwesap wat spreek van die bloed van die Here, die Nuwe Testament. En dan as jy gaan sit, dan gaan ons dit saam gebruik. Gaan vir die bid en dan eet ons die broodjie en ons gaan ons Here ook dank vir sy bloed. En ons eet, drink die wyn. As daar iemand is wat die beker verkies, kan jy net jou hand opsteek en dan gaan daai persoon ook so bedien word. Maar goed, kom gerus na vore en kom kry vir elkeen 'n stukkie brood en kry ook 'n kelkie. Crush the enemy.
net mense net sit. Goed, het elkeen 'n stukkie brood. Die brood spreek van die brood van die lewe. Jesus Christus wat vir ons gebreek is. En hy's gebreek sodat ons heel kan wees. Die Bybel praat van die dood is verslind deur die lewe. Die gebrokenheid is verslind. Die dood is verslind en alles wat daarmee saamgaan. Glo jy dit? Kom ons sê die brood en ons doen dit met geloof, dat dit gebreek en verslind word wat ons pla. Hemelse Vader, terwyl ons hierdie brood in die geloof neem, dank ons U vir Jesus Christus. Dankie dat U seun bereid was om gebreek te word, die dood op hom te neem, die dood wat spreek van sonde, van ongeregtigheid, van siekte, van armoede, van gebrokenheid, maar dit is verslind deur die lewe, want U het ook opgestaan. En ek wil bid dat hierdie brood wat ons eet 'n gebeurtenis sal word tussen ons en God. Verslind ook dit wat nie van U is nie. En laat ons lewens verander. En doen 'n werk volgens elkeen se behoefte. In die magtige naam van die verreëse Christus. Amen. Die wyn spreek van die bloed van Jesus Christus. Dit spreek van dood. En toe hy die dood ingaan, het hy die dood doodgemaak. En al sal ons sterwe, ons sal lewe. Paulus sê, as ek lewe, leef ek tot eer van God. As ek sterwe, sterf ek tot eer van God. Of ek dan lewe, en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. En ons behoort aan die Here. En ons is vereenselwig met hom. En ons staan ook in die oorwinning saam met hom. Kom ons drink ook die wyn. Hemelse Vader, deur hierdie beker te drink, bely ons dat ons deel is van die nuwe verbond. Die verbond wat spreek van oorwinning. Spreek van Christus wat opgevaar het na die hemel en gaan sit het aan die regterhand van God. Dankie daarvoor. Dankie dat die dood oorwin is. Dankie dat ons 'n toekoms het. En al sal ons sterwe, ons sal nogtans lewe. Dankie daarvoor. En laat iets van daardie lewe reeds nou in ons lewens sigbaar word. Laat die krag daarvan ook in ons lewens gedemonstreer word. Laat die Gees iets groots doen en waar daar doodsheid is, lewe sal kom. Waar daar siekte is, heling sal kom. Waar daar probleme en gesukkel is, daar bevryding sal kom. En ons spreek dit uit in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Dankie. Loof die Here.
Dankie. Ek het die